Familie, goeiemôre. Dankie dat jy vanoggend weer kies om saam met ons in te skakel. Dit is so goed om weer saam met jou tyd te spandeer in God se woord. Ons is hierdie week besig met die spekmetode. En vandag is ons by die E. En dit staan voor, is daar 'n voorbeeld om te volg? Is there an example to follow? Nou wanneer jy jou Bybel lees, is dit nie net om kennis te kry nie, dit is om jou karakter te vorm. En dikwels gebruik God mense in die skrif om vir ons te wys hoe geloof in aksie lyk. So, kyk vandag saam met my na Filemon. Ons weet dat die eerste paar verse in hierdie brief, dat Filemon 'n gelowige leier was. 'n Man wat invloed in 'n gemeente gehad het, in die huis wat hy gelei het. Paulus was in die tronk, toe hy hierdie brief geskryf het vir sy vriend Filemon. En kyk wat sê hy vir hom, in hoofstuk 1 vers 4 tot 7. Ek dank my God, altyd wanneer ek aan jou dink, want ek hoor van jou liefde en jou geloof. Jou liefde het vir my groot blydskap en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van God se mense so dikwels verkoop het. Nou wat 'n mooi getuienis van iemand se lewe. Hoe sal jy voel as iemand dit oor jou lewe sê? Ek weet dit sal vir my fantasties wees as my geloof ander mense so kan inspireer. Maar Filemon se geloof was nie net woorde nie. Hy het werklik vrug gedra. Sy liefde het ander verkoop, dit het ander versterk. En weet jy, dit is die soort voorbeeld wat ons elke dag nodig het. Nie net perfeksie nie, maar oorgawe. Nie roem nie, maar nederigheid. Soos wat Sondag se boodskap gesê het, wanneer jy die konteks verstaan, begin jy die mense in die teks verstaan. En jy sien hoe God hulle gebruik om sy hart uit te wys. En as jy dus na Filemon se lewe kyk, jy lees sy storie, hoor jy, dit ekko van Christus. Hy is werklik 'n voorbeeld. 'n Mens wat ander opbou, wat liefhet, wat dien, wat bemoedig. En dis die voorbeeld wat ons vandag deur die skrif uitgenooi word om te volg. So vandag familie, wat in jou lewe inspireer jou om meer soos Jesus te leef? Watter voorbeeld sien jy in Filemon se lewe? Is dit liefde, is dit geloof, is dit gasvryheid? En hoe kan jy vandag iemand se hart dalk verkoop, soos wat Filemon dit gedoen het? Kies vandag net een persoon wat jy kan bemoedig. Stuur dalk vir hulle hierdie boodskap aan, stuur vir hulle WhatsApp, bel hulle, bid vir hulle. Want dis hoe ons hierdie voorbeeld wat Filemon vir ons wys begin uitleef. Jy verkoop iemand anders se lewe met jou vriendelikheid, goedhartigheid, liefde omgee. So ek nooi jou uit vandag familie. Gaan wees 'n voorbeeld van liefde, gaan wees 'n voorbeeld van wat dit is om werklik 'n kind van God te wees. En vra vandag vir die Here, soos wat jy deur hierdie teks lees, watter voorbeeld wys U my vandag? En wat moet ek volg? In Jesus naam. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend sê ek vir U dankie. Dankie vir U skrif, dankie vir U woord. Here, dankie dat U geestelike helde in die Bybel gebruik om ons te inspireer, om ons iets te wys, om vandag iets van U hart, U geloof sigbaar te maak in ons lewens. Ek bid vandag, Here, dat ons net, al is dit een persoon vandag sal bemoedig, sy hart sal verkoop, Here, deur net vriendelik te wees, deur net liefde te wys, deur net gehoorsaam te wees aan U stem vandag. Ek bid dit in U groot en almagtige heilige naam, in Jesus naam. Amen. Familie, mag jy 'n wonderlike donderdag verder hê. Ek sien jou môre.